Maak asseblief julle Bybels oop by 1 Timoteus hoofstuk 1. Ons teks is daar vandag. Hier is heel wat besoekers vandag, so die wat nie weet nie, ek is die intern by Antipas. Ek leer nog, so probeer verby my stem luister na die stem van die Here. Antipas was daarom nog altyd baie genadig met my en ek is baie dankbaar daarvoor. Maak julle Bybels oop by 1 Timoteus hoofstuk 1 asseblief. Nou soos ek vroeër genoem het, dis Kersfees. En Kersfees in die tyd waar dit is, waar dit 'n rustyd is, waar daar's baie seëninge wat saamgaan in hierdie tyd. Mensgemaakte seëninge baie keer, maar dis 'n tyd wat daar baie kos is, meestal. Daar's tyd waar daar familie is, geselskap, gemeenskap, geskenke word uitgedeel, daar's klomp tradisies wat mense doen, allerhande dingetjies. Mense is op vakansie na 'n lang jaar wat uitdagings gehad het. En dis maak dit 'n spesiale tyd. Dit is 'n tyd van seën en al daai dinge is as te ware werklik seëninge. Dit is so. Alles is seëninge, dis goeie dinge. Maar dit kan ook afleidings wees. Dit kan ook waar wees dat daai mense fokus wegvat bietjie baie van waaroor Kersfees regtig gaan. En dit weet ons herdenk werklik vandag Jesus se koms. Ons herdenk as ons dink aan rus, die vakansietyd en so. Nee, waarlik is Jesus ons rus. As ons dink aan kos, hoe jy so lekker die wonderlike seëninge wat God geskep het, wat jy kan proe en geniet met die pudding en die souskluitjies en al daai tipe dinge. En dan kom jy en jy dink, maar wag, ons sal nie lewe by brood alleen nie, maar by elke woord. En Jesus is die woord, hy is ons kos, wat jy daagliks van moet eet, tyd spandeer. Ons deel vir mekaar geskenke uit en dis wonderlik, dis lekker, maar ons grootste Kersgeskenk wat ons gesing het, is Christus. Familietyd is kosbaar, dis wonderlik, maar wanneer jy in Christus is, word jy aangeneem in die goddelike familie, en ons herdenk dit, ons dink daaraan. Dit is waaroor Kersfees gaan. Dit is belangrik vir elkeen van ons om die regte verstaan te hê, die regte fokus te hê. Want ons kan so maklik saamgesweep word met al hierdie afleidings, mense wat Kersfees so vier en dit doen, en mense word opgevang in dit. En nie is noodwendig sleg in dit self nie, maar as die prioriteite verkeerd is, as dit te belangrik is, dan natuurlik is dit sleg. En dit kan jou ontbied die geleentheid wat jy het. Vat dit weg. Kersfees is 'n geleentheid, 'n ekstra geleentheid, wat jy kan herdenk van Christus, wat gekom het. Dat jy kan groei in jou waardering vir daai waarheid. Wat ons gesing het, 'n ou storie is, maar mag dit nooit oud vir ons word nie. Dis 'n genademiddel. Dis 'n plek wat God met sy kinders werk. Kersfees. 1 Timoteus 1, sy skryf deur Paulus, met bietjie konteks vir Timoteus, sy geestelike seun in die geloof. En hy sê vir hom hoe hy moet voortgaan, en vers 3 tot 7 praat hy oor valse leraars, hoe hy hulle moet teenstaan. Vers 8 tot 11 praat hy dan wat is die regte gebruik van die wet. En dan gaan hy aan, Paulus in vers 12 tot 17, en hy gebruik homself, Paulus as 'n voorbeeld, om te wys die transformerende krag van die evangelie, wat dit gedoen het, as 'n voorbeeld vir ons. En in hierdie voorbeeld wat hy sê, maak hy hierdie volgende stelling, in vers 15, hierdie stelling begin so, die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Dis vers 15, dit is die uitspraak waarna ons gaan kyk. Ons gaan nou verder lees en daarna kyk, maar dis waarop ons gaan fokus. Dit was nodig vir Paulus om vir Timoteus te skryf, dat hy vir die kerk moet help, dat hulle nie in allerhande valse leer rondom hulle moet vasgevang word nie, maar dat hulle die volheid van die evangelie, die werking van die evangelie ten volle kan omhels, wat dit als beteken. Is werd om ten volle aanvaar te word, sê hy. te midde van al die valse leer en al die afleidings wat daar is. En net so vir ons vandag is dit ook belangrik.
wanneer daar Kersfees is en die geleentheid is hier om herinner te word. Want daar is so baie afgoderry rondom ons. Of mense dit nou raak sien of nie, of jy besef jy's besig met dit of nie, dit is goeie seëninge soos ek gesê het, maar as die prioriteite verkeerd is, as dit te belangrik raak, die kos, as ons beklei oor dit, die skottelgoed wat na die tyd is, as jy dit met 'n swaar hart was, wat ook al die geval mag wees, waar gaan Kersfees dan nou werklik? Ons moet ons perspektief reg hê. Ons moet teruggryp na wat die betekenis, die ware betekenis van hierdie dag is, en ons doen dit vandag deur na hierdie stelling te kyk. Ons gaan kyk na hierdie kort, maar diep stelling in vers 15. Ons gaan eers begin deur te kyk na die uitspraak self. Wat se tipe uitspraak is dit? En dan gaan ons oorgaan na die inhoud van die uitspraak. En ons gaan spesifiek kyk na 3 waarhede: die realiteit van Christus se koms, die rede van Christus se koms, en dan die reaksie as gevolg van Christus se koms. Lees saam met my die teks. 1 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 15. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Wat sê uitspraak? Dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy geduld kon betoon, as voorbeeld vir hulle wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Kom ons sluit ons oë en vra die Here vir hulp. Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom. En Here, U weet hoe nodig ek U het met hierdie preek. U weet hoe nodig ons het dat U moet werk deur die Gees en waarheid, deur die woord in elke persoon wat hier sit. Here, bewaar ons dat ons 'n dag hier sit en dink ons het dit nie nodig nie. Ons kan nie self hierdie eenvoudige waarhede waarlik begryp en dat dit ons verander as U nie dit deur die Gees in ons werk nie. Here, kom maak ons oë oop vandag. Kom verdiep my, kom verdiep almal wat hier so is, Here. Asseblief, Here, dat ons U kan eer, U kan verheerlik deur dit. Ons vra dit net uit genade, Here. Amen. Amen. Kom ons begin deur te kyk na die uitspraak self. Die uitspraak in vers 15 begin, so die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Dit is 'n betroubare uitspraak hier, 'n betroubare stelling. Nou, ons almal weet wat betroubaar is, nê? Ons almal weet wat onbetroubaar is. Ons almal ken jou moontlike onbetroubare persoon, wat jy vra om iets te doen en hy sê ja, hy sal dit doen en as jy weer kyk, dan het hy dit nie gedoen nie. Hy is nie betroubaar nie. En dan ken jy iemand wat wel betroubaar is. Nou, hy doen wat hy sê, dis waar, jy kan maar glo wat hy sê is waar, is betroubaar. Hierdie stelling is so betroubaar, maar wat maak dit betroubaar? Want ek loop nie rond en sê, daai persoon is betroubaar, daai persoon is nie, sommer net willekeurig en random nie. Nee, dit is gebaseer op iets. Daai persoon se verlede wat hy al gedoen het ensovoort. So hoekom is hierdie stelling wat ons vandag na kyk betroubaar? Wel, die koms van Jesus, waar die stelling gaan, is histories voorspel. Daar was baie profete gewees in die Ou Testament wat gesê het Jesus gaan kom. En dit het gebeur. Wie ken die toekoms? Wie weet wat môre gaan gebeur? Niemand van ons nie. Wie weet wat gaan oor 10 dae gebeur, oor 10 jaar, oor 100 jaar, oor 1000 jaar? Ons weet nie, maar God weet. Hy is buite tyd en hy weet, en die profete het geskryf, geïnspireer deur hom as die mense wat sê, so sê die Here, en hy het aan hulle geopenbaar, en hulle het neergeskryf in Genesis 3, vers 15, word klaar geprofeteer, heel in die begin, net na die val, van die saad wat gaan kom van die vrou. Dis 'n profesie van Jesus. Daar's baie meer duidelike profesieë ook, dat hy gaan gebore word van 'n maagd. Waar hy gebore gaan word, in Bethlehem. Selfs dat hy 'n lydende knegt gaan wees.
wat mense verbaas het, baie mense, maar ook baie nie. Die ding is, die koms van Jesus moes nie 'n verrassing gewees het nie, dit was beplant gewees, dit was net 'n vervulling van wat God al eeue lank voorspel het, en baie mense het geglo, hulle het die voorspelling gesien en die vervulling gesien. Dit is nie net betroubaar, hierdie stelling, omdat dit histories voorspel was en dan tot vervulling gekom het nie, nee. Maar daar word ook klem gelê op ooggetuies. Hierdie is opgeteken deur mense wat met hulle eie oë gesien het. Die stories wat aanvertel word nie. Ek lees voor vir julle 1 Johannes 1 in vers 1. Johannes skryf, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, wat ons met ons hande aangeraak het, aangaande die woord van die lewe. Dit verkondig ons aan julle. Julle is ooggetuies. Dit is 'n fisiese werklikheid. Dit is wat hy hier beklemtoon. Soos wat julle my nou sien praat, soos wat julle my hoor, soos wat julle kan kom en kan kom voel. Dit is wat hy van praat. En prakties beteken dit, die disippels, die mense wat hierdie opgeteken het, hulle het saam met Jesus geloop, soos wat jy loop saam met die persoon wat nou langs jou sit. So het hulle saam met hom geloop, soos wat jy vanmiddag gaan eet, saam met iemand, so het hulle saam met Jesus gesit en eet. Hulle het met hom gepraat, hulle het hom na sy opstanding gesien met hulle eie oë, aan hom gevat, hom aangeraak. Hulle getuienis is eerstehand, dit is nie stories wat aanvertel word nie. Maar nou dalk vra jy, wat beteken dit, Isak? Dalk het hulle net gejok. Hoe maak dit die stelling betroubaar? Wel, is 'n baie belangrike vraag, en daar's duidelik is die antwoord nee, en daar's verskeie redes daarvoor. As dit die geval sou gewees het, die disippels het, en die mense wat opgeskryf het, hulle self in 'n baie slegte lig opgeskryf. Eintlik selfs die Ou Testament, almal. Jy kan lees van almal wat vol sonde is, almal behalwe een. Almal het geval. Ons lees byvoorbeeld van Petrus wat Jesus verloon. 3 maal. Al die disippels hardloop weg toe Jesus gearresteer word. Ons lees dikwels, hulle het glad nie Jesus verstaan nie wanneer hy gepreek het en hy sê dinge, dan is hulle verwar. Hulle verstaan nie wat hy sê nie. Daar was baie keer konflik tussen die disippels. Hulle sal beklei onder mekaar, wie is die grootste? Nee, Paulus self erken sy swakheid. Hy praat van die doring in die vlees wat nie wil weggaan nie. Kyk, as mense storie opmaak wat jy weet 'n leuen is, dan sal jy jouself as 'n held voorsit. En dis nie wat hulle gedoen het nie. Hulle is vol mislukkings deur die hele Bybel. En dan ook, hulle het niks gewen deur dit te gedoen het indien hulle sou nie. Daar's geen rykdom nie, geen mag nie, geen gemak nie, inteendeel, hulle was juis vervolg gewees. Dis die gevolg van wat hulle gedoen het. Hulle was gevange geneem, hulle was gemartel, hulle was doodgemaak vir hierdie. Geen mens gaan dood vir iets wat hy weet 'n leuen is nie. Mens doen dit nie. Mense sal dit doen as hulle dink dis die waarheid en mislei is. Maar hierdie is eerstehand mense wat dit self ervaar het. En dis waarvan hulle getuig. Dis nie stories wat hulle glo net nie. Nie net is dit Christen ooggetuies nie. Daar is klomp getuies. Meerderheid van die kere sal Paulus gesê het, gaan vra, hier is die stelling, hierdie is wat gebeur het, maar gaan vra die ooggetuies as julle ons nie glo nie. En nogtans is daar geen historiese rekord wat iemand wat sê, hoorie, ek het gaan soek, en ek kry hulle nie. Of ek het gaan soek, of hy sê ek is 'n ooggetuie, en dis nie wat gebeur het nie. Nee, die ooggetuies, mense het gaan vra, en hulle het geantwoord, en dit was tot stilte gelê. Nie net dit nie, jy kry selfs nie Christen, mense wat die geskiedenis opgeskryf het. En selfs hulle getuig van historiese Jesus van Nasaret wat geloop het, wat deur hierdie proses gegaan het, hierdie storie van oudheid. Dit is nie 'n storie nie. Dis betroubare geskiedenis. Dit is wat hierdie stelling so betroubaar maak. Dis nie net betroubaar nie. Kyk wat sê dit verder. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Werd om ten volle aanvaar te word. Ten volle.
Dis net iets interessants wat jy weet, intellektueel, jy weet dit, en dit is oulik om aan te dink, en dit is cool, en so, en dan gaan jy aan nie. Dit is nie aanvaar ten volle nie. Dit is nie, jy omhels dit nie. Dit is iets wat jy moet verander. Dit is iets wat jou transformeer. As jy dit ten volle omhels, dan kan jy nie dieselfde bly nie, as jy hierdie waarhede van Christus wat gekom het, die waarhede van hierdie stelling, wat ons nou gaan aanvaar en ten volle aanvaar, dan gaan dit. Vandag in die wêreld van al die stories en dokumentêre en flieks en al hierdie dinge, is daar baie geleenthede, boeke, baie geleenthede wat mense stories kan geniet. Hulle kyk dit, hulle leer iets, hulle sien iets, hulle geniet dit. Wow, kan jy dit glo? En dis lekker. En dan staan hulle op en hulle gaan aan. Dit verander hulle nie. Soos 'n storie wat jy kyk op die TV of iets. Nou, hierdie is nie so nie. Dit moet jou transformeer. Die vraag is vir my en vir jou dan vandag, dit is Kersfees. Ons herdenk die koms van Christus en alles wat daarmee gepaard gaan. Omhels jy dit ten volle? Doen jy dit? Of is dit maar net tradisies? Is dit maar net intellektueel? Is dit maar net 'n ding in jou kop? Kyk, God roep ons om dit ten volle te aanvaar, om dit te deurdink en die gevolgtrekking van ons eie te maak daarvan. Dit is wat 'n soort uitspraak dit is. Gemeente, dit is 'n betroubare uitspraak, dit is een wat ten volle omhels moet word, hy is werd om dit gedoen te word. Nou kom ons kyk na die uitspraak self, die inhoud van die uitspraak. Lees saam met my weer vers 15. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat, is die uitspraak, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het, om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Nou die drie waarhede, die eerste een is die realiteit van die koms van Christus. Nou kom ons antwoord eers hierdie vraag, van wie praat hierdie stelling? Van wie praat hy? Let op, Christus Jesus, dis hoe Paulus dit hier bewoord het, Christus Jesus. Nou Christus is Christos of Messias, en dit beteken die gesalfde. Nou moet ons dadelik dink, okay, in die Bybel, wie was gesalf gewees? Want hierdie is die gesalfde. Ons lees van drie tipe persone in die Ou Testament wat gesalf was. Dit is profete, dis die mense wat die woord van die Here gebring het. Ons lees van die priesters, dis die middelaars tussen God en die volk. En ons lees van die konings, hulle was gesalf. Hulle wat geregeer het. Nou Jesus kom vervul al hierdie rolle. Want al daai was ook prentjies vorentoe van Christus. En Jesus kom vervul elke rol. Afsonderlik, Jesus is die ware profeet. Hy is die ewige hoëpriester. Hy is die konings van konings, wat sy koninkryk nooit tot 'n einde gaan kom nie. Hy is Christus. Maar nie net dan dit nie, Jesus, sê hy, Yeshua. Jesus, letterlik beteken Jesus, beteken die Here red, of die Here is verlossing. Dis wat dit beteken. En Jesus is die naam wat die tweede persoon van die drie-eenigheid gekry het, as mens. Hier gaan hy gebore word en jy sal hom Jesus noem. Dis sy menslike naam, 'n menslike baba. Kyk, jy het die Christus, jy het Jesus, jy het die skepper wat ons van gelees het. Niks wat bestaan, of alles wat bestaan het tot hom in stand gekom. Niks wat nie bestaan nie, het nie tot hom in stand gekom nie. Hy is die skepper. Jesus is die skepper. Nou daai skepper het as 'n babietjie, as 'n mens in hierdie gevalle wêreld ingekom uit genade. Ons sien dit. Hy is die Godmens, die volmaakte Godheid wat gekom het. Die volmaakte goddelike natuur en bo-op dit die menslike natuur gesit. En kom ons staan 'n bietjie stil by wat het hier gebeur. Ons weet wie dit oor gaan, maar wat het hier gebeur? Daai persoon wat ek nou net van gepraat het, Christus Jesus, hy het, let op na die woorde, het na die wêreld gekom. Nou dit is belangrik, want wanneer ons praat van iemand is gebore, toe ek gebore was,
sal hulle baie vreemd gewees het as iemand gesê het, Isak het gekom. Hy het hiernatoe gekom. Van waar af? Hierdie impliseer die vooraf bestaan van Jesus. Soos wat ons lees in die begin was die woord. Hy was daar gewees en hy het ewig bestaan saam met hom en hier praat dit van die koms. Nou ons kan so maklik deur al die tradisies en so kyk na die krib, na die baba, na dit en dink, daar het Jesus begin. Dit is waar hy begin het en dit is natuurlik nie waar nie. Die val terug op wie hiervan gepraat word. Dit is die ewige God wat nie 'n begin het nie. Hy het nie in Bethlehem ontstaan nie. Hy het daar gekom in hierdie wêreld in met die vleeswording. In die begin was die woord en die woord was by God. Nee, hierdie raak aan die inkarnasie. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daar so het jy die inkarnasie, die vleeswording van dit. Jesus het vrywillig het hy gekom, sy wil neergelê en gekom. Nou ons glo, as dit kom by die inkarnasie, glo ons in die drie-eenigheid van God. Ons glo, daar's een God, van een natuur, maar hy 3 persone, die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek sê dit want Jesus is baie dieselfde in die sin van, hy het nou weer 2 nature, die menslike natuur en die goddelike natuur, maar hy is net een persoon. En ons gaan nooit in ons volheid intellektueel God kan verstaan, asof ons hom gemaak het nie. Hy het ons gemaak. Maar wat ons wel kan verstaan is, God is verhewe. Hy is heilig, hy is bo die skepping. Hy kan nie sonde aanskou nie, sê die woord. So heilig is hy. En daai heilige God het gekom. God self het gekom. God het mens geword. Wanneer ons weer 'n prentjie sien van die babietjie wat uitgebeeld word in die krib, om dit te herdenk. Dink aan die realiteit van die skepper van alles kom in daai afhanklikheid en nederigheid as 'n babietjie. Jou skepper lê daar. Die krib wat hy op lê, het hy geskep. Alles is deur hom geskep. Dis deur die een wat dit gemaak het. Dit is die realiteit van sy koms. Christus het gekom. Maar hoekom? Hoekom het hy gekom? Wat is die rede vir sy koms? Kyk saam met my na vers 15. Dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het nie gekom om die wêreld te oordeel nie. Johannes 3 vers 17. Hy het nie gekom om mense te probeer beter maak moreel nie. Hy het nie gekom om net 'n goeie voorbeeld te stel van hoe ons moet probeer leef nie. Nee, hy het gekom om te red. Dit is hoekom hy gekom het. Die vraag kom natuurlik op, red van wat? Ja, Christus het gekom, hy het gekom om te red, maar red van wat? En die antwoord is van ons sonde. En die gevolg van ons sonde, die toorn van God. Die straf wat daarmee saamgaan. Sonde, my liewe broers en susters, is 'n realiteit. Dis 'n realiteit, dis waar. Sonde is daar. Wat is sonde? Wel, ons het God se wet gebreek. God se wet in opsomming is hierdie. Jy moet God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou mag. Dis die wet van die Here. En sondaars het iets anders lief. Hulle het hulle self lief. Hulle wil hulle self op die troon sit. Ek wil nie my lewe vir die Here gee nie. Sondaars het daai wet oortree. En dis is sondaars onder die toorn van God. Nou ons kan sê, ons het onsself so lief, dat ons nie daai posisie wil opgee nie, vir God. Ons wil God van ons eie lewe wees. Ons almal is sondaars. Ons almal van konsepsie af, sê die woord, Psalm 51, is sondaars. En ons het gesondig. Dit is 'n realiteit. Ons is
verdorwe van daar af. Daar's menigte waarskuwing, want die toorn van God wag op sondaars. Dit is daar. Heilige toorn, regte toorn. En dus waarsku God ons. Soveel dat hy sê, geen mense sonder verskoning nie, Romeine 1. Niemand is sonder verskoning nie, maar nog steeds rebelleer ek in myself. Ek sal myself regverdig voor die Here. Om een of ander manier sal ek myself redeneer dat hy die skuldige is en ek die regverdige is. Maar dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, ek staan skuldig voor 'n heilige God. Ons kan nie wegkom van dit nie. Maar hy het gekom om te red. Liewe broers en susters, hy het gekom om te red. En dit is wat ons herdenk. Daai redding sluit in vergifnis van sonde. Dis weg, so ver soos die ooste van die weste. Dis heeltemal weg. Ek het gedink terug toe ek klein was, as ek in my kamer gespeel het en ek maak 'n groot gemors, dan sou my ma my probeer maniere leer het en gesê het, ek moet nou gou opruim. En dan, ek het ander goed om te doen, so ek kom daar in en ek sien die gemors en ek sal baie vinnige plan maak om dit onder die bed in te stoot, of in die kas in te stoot. En dan lyk alles nou weer oukei. Of as jy in die sitkamer kom en jy sien daar lê stof en is grond. En in plaas van om dit reg skoon te maak, lig jy die mat op en jy vee daaronder in en dit lyk reg. Dit is nie hoe God met ons sonde werk nie. Hy is te heilig vir dit. Hy weet die gemors is nog daar. Dit moet skoon gewas word, dit moet betaal word voor. En dit is wat hy gedoen het. Jou sonde is voor betaal. Daar's 'n groot ruiltransaksie wat plaasvind. Hierdie Christus Jesus wat ons van praat, wat sonder sonde was. Hy kom neem jou sonde op hom. Alles wat jy gedoen het in jou verlede, vandag en môre, al daai kom neem hy op hom. En jy kry sy geregtigheid. Daar's twee kante aan dit. Wat mense my verstand heeltemal breek, hoe ek sy geregtigheid kan kry. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 21, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons, dit is sondaars, tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kan word. Daar's 'n tweevoudige gehoorsaamheid van Christus gewees toe hy op hierdie aarde geleef het. In sy inkarnasie het hy hier rondgeloop en hy het geleef, en hy het sy wil neergelê, en die wil van die Vader opgeneem. Ons noem dit die passiewe gehoorsaamheid. Hy het toegelaat wat met hom gaan gebeur, mense kom arresteer hom, mense kruisig hom, hy het toegelaat dat wat bepaal was vir hom om met hom te gebeur, dat dit gebeur, sy passiewe gehoorsaamheid. Maar nie net dit nie, hy was ook aktief gehoorsaam. Dit wil sê, die hele wet, jy moet jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, verstand en mag, het hy volkome onderhou. Hy was aktief gehoorsaam, hy het alles gedoen wat hy moes doen. Daai is die pakkie van sy geregtigheid wat hy verdien het. Ja, ek kan nie eers dink om dit vir 'n dag lank reg te kry nie, maar hy het dit sy hele lewe lank gedoen, gekry, en wat? Hy sit dit op my rekening. Hy sit dit op jou rekening, op 'n sondaar se rekening, en vat die sondaar se rekening. Nie net dit nie, oor die grootheid van die redding, jy kry 'n nuwe natuur. Die Heilige Gees, krag van buite kom en woon binne jou en help jou. Dit transformeer jou, gee jou 'n nuwe hart. Al soveel meer, nee, soos ons gelees het in Johannes, genade op genade. Dit hou net aan. Wanneer jy doodgaan die dag, ontvang jy die voorreg om jou oë oop te maak en jy sien die Skepper. Jy is by hom, dadelik. Op die oordeelsdag gaan jy rustig sit, laat nie angstig bevange wees nie. Dit is wat redding beteken. Dit gaan wees asof jy aktief en passief alles reg gedoen het. Dit is vir jou toegereken. Dit is redding. Jy sal hoor, julle geseëndes van die Vader, kom beerwe die koninkryk wat vir julle reggemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Dit is die realiteit.
jy sal vir 'n ewigheid God ten volle kan geniet. Hy is die lewe, soos Skrif sê, en om te ken. Dit is redding. Dis die grootste geskenk. Kyk, onthou mooi, ons kan niks doen om hierdie te erwe of te kry nie. Dis iets wat hy het gekom om vir sondaars te sterwe. Nou die dag toe gaan ek saam met een van my kinders winkel toe en ek sien daar's 'n groot man, hy het so pak aan, so rooi pak, en hy loop daar rond en soek kindertjies om vir hulle 'n soeties te gee. En hy sien toe vir my en my kind en hy kom nader en hy vra, was hy soet gewees? En ek dink nou bietjie dadelik te diep en ek dink ek gee maar vir hom die soetie, dis reg. En dis opvallend van jongs af hoe ons tradisies en so ons verkeerd leer. Want die tradisie is, as jy 'n soet kind is, kry jy geskenke. As jy 'n stout kind is, kry jy steenkool of iets, niks. So, hierdie is die grootste geskenk en dis vir sondaars, dis vir stoute kinders wat hy gee. Dit is die rede hoekom hy gekom het, om sondaars te red. Ons het gekyk na die realiteit. Dit het gebeur, dis die heilige skepper wat gekom het. Ons het gekyk na die rede om sondaars te red. Verniet, jy kan dit nie beerwe nie. En derdens, kyk wat die reaksie is, wat volg op hierdie koms van Christus wat ons vandag herdenk. In vers 15 sê dit is die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het, om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Nou let op, baie mense het hulle kop gekrap oor hierdie vers. Paulus sê nie, van wie ek die grootste was nie. Ons weet hy was Saulus, en hy het Christene vervolg, en dit maak sin as jy dit so lees, hy was die grootste sondaar, want hy het mense gehinder van die geloof af ensovoorts, maar nou is hy Paulus, maar hy sê nog steeds is. Hy sê nie, was nie. Nou, beteken dit Paulus leef in sonde voort, agter die skerms? Natuurlik nie, ons weet, keer op keer sê hy het 'n skoon gewete teenoor die Here. Hy sê nooit hy sondeloos nie, inteendeel, hy praat van sy swakheid, maar hy het 'n skoon gewete. Maar soos wat hy groei in sy verstaan van God se heiligheid, van die mens se verdorwenheid, gevallenheid, en daai gaping wat daar is, en die grootheid van die kruis raak al hoe groter, hoe jy God sien meer heilig, en ons sien meer gevalle, kom jy agter hoe groter die kruis is, aanhoudend raak dit net groter. En dit bring hom op die punt waar hy in nederigheid en skuldbesef sê, waarvan ek die heel grootste is. Hy besef, ek sondig meer as wat ek is meer sondig as wat ek ooit gedink het ek is, maar God het nog steeds vir sondaars gekom. My hart is meer bedrieglik as wat ek wil erken. Ek gee my 'n halwe geleentheid en ek sal 'n nuwe afgod skep. Dis so maklik. In 1 Korintiërs 15 vers 9 sê Paulus, hy is die geringste van die apostels. Die kleinste van die apostels. En dan in Efesiërs 3 vers 8 sê hy is die geringste van die heiliges. Nou is dit nie meer die apostels nie, maar die wat gered is. Daai groep. En hierso in 1 Timoteus 1 vers 15 sê hy is die ergste van die sondaars. Kyk, hoe meer jy groei, hoe meer jy sien, jy het 'n behoefte aan genade. Genade op genade. En dit is wat die koms is. Onthou die konteks wat ek in die begin gedeel het, hier in hierdie vers is Paulus besig om homself as 'n voorbeeld te gebruik om te wys die transformerende krag van die evangelie. So wat word van ons verwag? As gevolg van die koms ensovoorts. Daar's 'n skulderkenning. Hierdie geskenk word gegee, maar weens dit besef jy is 'n sondaar en jy is onder die vloek. Maar hy het vir sondaars gekom, dankie tog. Ek het nie in myself die vermoë om na hom toe te draai nie. Ek wil net aanploeter hierso. Maar weer eens, hy het vir sondaars gekom.
Dit, my liewe broers en sissies in Christus, lei tot bekering. Waar jy wil wegdraai van jou sonde af, nie om gered te word nie. Jy wil wegdraai uit dankbaarheid, omdat jy dit nie kan verstaan nie. Luister mooi, ons kan niks doen om dit te verdien nie. Ek het al keer op keer gesê, maar ons moet dit so herhaal, want die wêreld sê iets anders. Geen goeie werke. Ons het niks om te bring vir redding nie. Niks. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Bekering in die Bybel gaan altyd saam met geloof. Jy kan daai woorde amper uitruil. En dit kom saam met daai geloof, dis om jou vertroue in Christus te sit. Om waarlik, soos wat jy, as jy nou in 'n vliegtuig is en jy gaan moet uitspring uit hierdie vliegtuig. En jy moet nou besluit, gaan jy uitspring of nie? Daar's darm 'n valskerm. Maar gaan jy in die vliegtuig bly, want jy's te bang vir die valskerm? Of gaan jy jou vertroue in die valskerm sit en uitspring? Want jy sit jou vertroue in die valskerm. Ons moet ons vertroue in Christus sit. Soos wat jy jou vertroue sou in 'n valskerm sit. Dit is genoeg. Dit is genoeg. Dit is wat die gepaste reaksie is van die koms van Christus. Nog 'n reaksie ter afsluiting, vers 17, sê Paulus, en hy gaan oor in aanbidding. Hy sê aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste koning, enigste God, kom toe die eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Die koms van die Christus is groot, daar's so baie fasette, en dit sal jou dryf tot aanbidding. As jy vandag Kersfees herdenk soos wat jy moet, dan sal jy die Here aanbid. Dit sal daartoe lei. 'n Vraag wat mens moet vra sonder om altyd enige aannames te maak, maar is jy gered? As jy twyfel oor jou redding, jy verstaan nie die evangelie nie, of jy is onseker, is hierdie koms en hierdie rede en hierdie realiteit vir jou? Maak bemoeienis, mag vandag die dag wees dat die Here jou ruk, dat as die Gees jou konfronteer, dat jy luister, dat jy sal uitvind, dat jy sal vra, dat jy jou oë na Jesus toe sal draai, om dit nooit weer weg te draai nie. As jy wel gered is, groei in jou waardering vir die koms van Christus. Bly nederig. Besef al hoe meer hoe afhanklik ons is van Christus se koms. Hierdie is 'n geleentheid, Kersfees, om die Here te aanbid. Dit is. Om dit al saam te vat, hierdie is 'n betroubare stelling. Ons het gepraat na die historiese bevestiging daarvan, hoe dit geprofeteer was en vervul was. Ons het gekyk na die getuienis, die ooggetuienis wat dit neergeskryf het. Ons gesien hierdie stelling moet omhels word. In volheid, laat dit jou transformeer. Ons het gesien die stelling praat van God se realiteit, hoe hy gekom het. Wat dit als behels, die skepper wat vlees geword het. Na hierdie sondige wêreld gekom het uit liefde. Ons het gesien die rede om sondaars te red. Ons het gesien wat die gepaste reaksie is. Ons het gesien haar skuldbesef, nederigheid, bekering en geloof. En dit sal tot aanbidding lei as jy die Here so herdenk. Dit is waar Kersfees gaan, my liewe broers en sissies. Christus het gekom om die wêreld, hy het gekom na die wêreld om sondaars te red. Dit is 'n kosbare woord. Herdenk dit so vandag. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons prys en dank U vir U koms. Dank U dat U uit U liefde wat ons nie eers kan verstaan nie, U seun gestuur het. Vir sondaars. Here, mag ons waarlik Kersfees in sy volheid geniet vir wat dit waarlik is, Here. Mag al daai ander seëninge hulle plek vind, maar nie oorneem nie. Laat ons dit geniet, Here.
Baie dankie vir u goedheid, vir u guns. Here, dankie dat ons in nederigheid na u koms kan kyk en dankie kan sê daarvoor, Here. Ek bid dit net uit die naam van Jesus. Amen. Liewe gemeente, mag Christus Jesus, wat in die wêreld gekom het om sondaars te verlos, julle harte vol met genade, geloof en vrede. Geniet Kersfees. Geniet dit met al die seëninge wat dit mag gaan, maar geniet dit met die grootste een ook. Amen.